Ons is besig met die internet seminar sessies oor evangelisasie. Ons tema, soos u nou al reeds weet, is deel jou troos. Ons as kinders van die Here het vanuit die skrif die troos van die saligheid en ons wil ook graag hierdie troos met ander mense deel. So wanneer daar dan die evangelie met ander gedeel word, dan help die Heidelbergse Katekismes ons geweldig baie, omdat baie van die belangrike Bybelse waarhede vir ons hier baie mooi opgesom word in vrae en antwoorde. So ons moet dan hierdie Heidelbergse Katekismes ter harte neem en die leerstellings wat ons hieruit kry is dan 'n geweldige groot hulp met ons wanneer ons die evangelie aan mense deel. Ons weet ook dat die Heidelbergse Katekismes 'n geweldige groot volume van inligting vir ons gee. Ons moet ook in gedagte hou dat ons nie die volle hoeveelheid informasie van die Heidelbergse Katekismes dan deurgee wanneer ons met mense praat nie. Ons gaan dit nie op een oomblik met mense deel nie. Maar dis soos 'n gereedskapkas waarin daar verskeie gereedskapstukke is. En as jy byvoorbeeld motordiens, dan sal jy nie al die gereedskapstukke binne in die gereedskapkas gebruik wanneer jy die motordiens nie. Miskien 5 of dalk 6 van hierdie gereedskapstukke. So elke mens se reaksie is nie gewoonlik dieselfde nie. Jy kry mense wat baie worsteling het en mense wat baie vrae het. En daarom sal sommige mense dan langer neem en baie meer vrae hê. Maar dan moet ons gereed wees om die gereedskapstukke waarmee ons toegerus is dan te kan uithaal en om met mense te deel. In sommige opsigte is daar mense wat gereed is om die boodskap van die evangelie aan te neem en het ons dan die bevestiging van God se woord nodig en die samevatting van wat ons in die katekismes sien is dan noodsaaklik om met hulle te deel. Soos ek al reeds vir u gesê het, die Heidelbergse Katekismes word opgedeel in 3 dele. Hoe groot my sonde en my ellende is die eerste deel. Hoe ek daarvan verlos kan word van my sonde en my ellende. En dan ook die derde is hoe ek dan God dankbaar kan leef vir hierdie verlossing wat hy vir my gegee het. So ook binne in die katekismes word daar dan behandel 3 gedeeltes. Die apostoliese geloofsbelijdenis, wat dan in die besonder vir ons die evangelie bevat, en dan die 10 gebooie, dis dan deel van ons dankbaarheidslewe. Hoe moet ons dan teenoor God dankbaar lewe? En dan die vernaamste deel van ons dankbaarheid is gebed, en daar word dan die Onse Vader gebed word dan met ons behandel. So ons is nou in die gedeelte van die apostoliese geloofsbelijdenis, en die apostoliese geloofsbelijdenis is daar omdat geloof, het ons gesê, leer ons vanuit die Heidelbergse Katekismes, is dan 'n vaste vertroue dat alles wat God in sy woord sê waar is, en nie net dit nie, maar ook deur die Heilige Gees gewerk, is ons oortuig dat hierdie boodskap van verlossing nie net vir ander nie, maar ook vir ons bedoel is. So terwyl ons dan deur die apostoliese geloofsbelijdenis gaan, praat ons dan nou in die laaste tyd oor die eksklusiwiteit van Christus. Ons kan nie met ander godsdienste saamstem wat dan vir ons sê dat Christus is een van baie verlossers nie. Daar is slegs een wat die Vader gestuur het, wat van ewigheid God is, die ewige Seun van God, en hy alleen het in tyd mens kom word om dan in ons plek die straf vir die sonde te dra. Geen ander mens is dan, soos wat die katekismes dit ook vir ons duidelik uitlig, is dan daartoe in die vermoë om vir ons te sterf nie, alleen
Christus, die ewige Seun van God, wat mens kom word het. Maar nou moet ons onthou dat die rede waarom mense dan teen ons wil redeneer, is die feit dat die mens in sy sondige toestand 'n weg wil kry om die seën van die Here te ontvang, maar om verby God te beweeg. Dit is van die begin af, toe die Satan vir Adam en Eva in die tuin van Eden bedrieg het, mislei het, het hy vir Adam en Eva gesê, neem van die boom van die kennis van goed en kwaad, en as julle daarvan eet, sal julle soos God wees, om goed en kwaad van mekaar te onderskei. So, die boom van die kennis van goed en kwaad, word dan deur die sielevyand losgemaak van God, dat hulle self dan hierdie seën kan hê om goed en kwaad van mekaar te onderskei, sonder om God daarby te betrek. En so sien ons dan ook na die tyd van Noag en na die vloed, het die mens weggetrek en gekom by die dal Siniar en daarvoor hom 'n toring gebou, en die mens het gesê, hierdie toring se spits sal tot aan die hemel reik, en dit is weer eens, ons sal die hemel, toegang kry tot die hemel, sonder God. So, in ons gesprekke met mense, dan sal ons sien dat daar baie keer is hierdie begeerte om die seën van die Here te ontvang, maar om die Here self te probeer sy stap. En die enigste manier waardeur ons die seën van die Here kan ontvang, is deur homself, dit wat hy gedoen het, hy wat sy seun vir ons gestuur het. So, daarom is dit alleen Christus, eksklusief, waardeur ons toegang tot die Vader kan verkry. Dit het Jesus in verskeie plekke gesê, Johannes 14 vers 6 het Jesus gesê dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur hom nie. So dis duidelik dat ons nodig het om hierdie eksklusiwiteit dan vir mense te gee. En omdat die mens dan ingestel is om te wil sy eie weg hê, daarom is hy in vyandskap met God. Daarom sal hy agterkom, terwyl ons dan met mense praat en hulle probeer evangeliseer, sal meeste van die redenasies wees om 'n ander weg daar te stel. Maar ek is 'n goeie mens, en of kan daar nie 'n ander manier wees waardeur ons geloof kan verkry en wat ons geloof moet in plaas neem. Maar terwyl ons dan hierdie mense het wat so redeneer en in vyandskap teenoor ons optree, moet ons in gedagte hou dat ons weet nie watter mense God gekies het as sy eiendom nie. En omdat ons dit nie weet nie, het ons nodig om die evangelie universeel te verkondig, die uitnodiging universeel te maak, met hierdie wete dat die uitverkorenes alleen sal positief reageer. En soos wat die Dordtse leerreëls ook vir ons sê, die uitverkorenes reageer nie almal op dieselfde tyd nie. Sommige van hulle terwyl hulle jonk is, sommige in hulle middeljare, sommige wanneer hulle oud word, raak bewus van hulle uitverkiesing. En so ons weet nie eers dat indien iemand dan aanvanklik die evangelie verwerp, of dit 'n uitverkorene van God is of nie. Daarom het ons nodig om aan te hou om die evangelie te verkondig. Ons moenie moedeloos word nie. Paulus sê aan Timoteus, hy skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 10, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Ek verdra dit ter wille van die uitverkorenes. Daarom moet ons altyd in gedagte hou, as mense ons verwerp, dalk is dit 'n uitverkorene, wat later in sy lewe tot die besef sal kom, tot die verwerping van sy eie geregtigheid,
die omhelsing van die geregtigheid wat daar alleen in Christus Jesus is. So ons moet nie afgeskrik word deur die mense se houding nie, en ook wanneer ons dan met mense deel, moet ons nie afgeskrik word deur die volume van inligting wat ons tot ons beskikking het met betrekking tot die evangelie nie. Ons moet weet dat hierdie vir ons toerusting is, en dit gee vir ons dan 'n antwoord om mense se vrae te antwoord, om elkeen te antwoord volgens die teestand wat daar in hulle mag wees. En weer eens, soos ek sê, dan kan daar diegene wees wat geensins belangstel nie, hulle verhard teenoor die boodskap van die evangelie, en ons moet ons nie laat afskrik nie, want deel van ons wapenrusting wat God ons gegee het, is die skoene aan ons voete vir die bereidheid van die evangelie van vrede. En so ons moet altyd bereid wees om die evangelie oor te dra. So kom ons gaan kyk na die Heidelbergse Katekismes. Ons is by Sondag 16, vraag en antwoord 40. Waarom is dit noodsaaklik dat Christus hom tot die dood toe verneder het? Antwoord: weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. En onthou, ons is nou by die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in Jesus Christus wat onder Pontius Pilatus gelei het, gesterf het en begrawe is. En so dit wat die apostoliese geloofsbelijdenis daar vir ons sê, word nou in die Heidelbergse Katekismes vir ons meer breedvoerig beskryf, dat Christus weliswaar gesterf het en dat hy begrawe is. So ons gaan nou fokus op daardie gedeeltes van die heerlike boodskap van die evangelie. Toe ons eerste ouers Adam en Eva gesondig het, het hulle dit onder die wete gedoen, dat as hulle die vrug daarvan eet, God vir hulle gesê het, julle sekerlik sal sterwe. En dis dan wat hulle gedoen het. En hulle het ook nie net daar gesterf nie, maar hulle het ook deur dit te doen, die hele menslike geslag ingesluit by hulle ongehoorsaamheid. En dit kom by die punt waar ons dan moet praat oor die federale hoofskap van Adam. En baie het groot probleme hiermee, want ons leef in 'n tyd waarin die menslike individualisme verkondig word. Ek is my eie mens, ek kan doen wat ek wil, ek is vry. Die illusie word geskep deur die woorde wat daar vir ons gesê word, ons leef in demokrasie en jy het 'n demokratiese reg, jy kan gaan stem ensovoorts. Ons is nie soos diegene wat onder 'n monargie leef nie ensovoorts. Maar ons kan net deur prakties in ons eie land, met ons eie politieke sisteem, met ons eie politieke partye, kan u alreeds onthou dat daar byvoorbeeld 'n politieke party is wat gesê het by die vorige verkiesing dat hulle sal nie toelaat dat byvoorbeeld die Bella-wetgewing in die skole toegelaat word nie. En dan ewe skielik in hulle termyn, dan gooi hulle daardie belofte wat hulle gegee het, gooi hulle eenkant en hulle staan nou byvoorbeeld die Bella-wetgewing voor en gee hulle goedkeuring daaraan dat dit in skole geïmplementeer is. So nou is die vraag, as ons dan sê ons is 'n demokrasie en ons is vry, ons kan keuses maak soos ons wil deur in ons politieke sisteem vir politieke partye te stem, wat gebeur dan as hierdie politieke partye dan vir ons die boodskap kom oordra dat hulle het verander in dit wat hulle ons beloof het? Is ons dan werklik in 'n demokrasie? Of ook soos die swart ekonomiese bemagtiging, politieke party sal byvoorbeeld sê ons is daarteen en dan na die verkiesing ten volle
soos die Engelsman sal sê, boots and all, is hulle ten gunste daarvan. En so, tog is ons nie in daardie opsig vry nie, want hierdie politieke leiers maak dan eenvoudig soos hulle wil en misbruik dan ons stemreg om dit te kan doen. En dan moet jy eers oor 4 of 5 jaar wag voordat jy weer vir 'n ander politieke party stem wat moontlik dieselfde doen. So die gedagte is, ons is onder die illusie dat ons vry is en eenvoudig net kan doen wat ons wil. Ons is 'n vrye mens, ons het ons vrye keuses, ons het verskeie opsies wat ons het. Ons kan hierdie opsies self uitvoer, ons kan hierdie opsies self uitleef en dan kom ons agter dat dit nie so vry is soos wat ons dink nie. Maar hierdie illusie maak dat mense dan ook dink dat hulle binne in die Christelike geloof kan instorm en dan voorstelle maak net eenvoudig van wat hulle graag wil hê om hulle eie vrye mens te wees, om hulle eie vrye wil uit te oefen, hulle eie vrye keuses uit te oefen. En dit terwyl die Here vir ons gesê het, dit is hoe my verlossing werk en op geen ander manier nie. Hier is die verlosser wat ek gee, Jesus Christus, en deur geen ander een kan ons verlossing ontvang nie, en dan het mense 'n probleem daarmee. So die realiteit is, ons is nie so vry soos wat ons wil beweer dat ons is nie, en dan moet ons ook besef dat as ons wil rebelleer teen die gedagte dat Adam ons verteenwoordig het en ons dan op so 'n manier verteenwoordig het dat die hele menslike geslag in sonde geval het, dan wil mense rebelleer daarteen en sê dit is onregverdig, maar soos ek sê, ons sien dit in ons alledaagse lewe, sien ons dat daar iemand is wat sê dat hulle ons verteenwoordig en dan is dit verkeerde besluite wat geneem word. Maar Adam het ons akkuraat verteenwoordig. Hy het ons akkuraat verteenwoordig, wat beteken dat ek en jy sou in die situasie waarin Adam en Eva was, presies dieselfde opgetree het as ons in daardie situasie was. So dit is nie onregverdig nie, dit is hoe die lewe werk en Adam het ons akkuraat verteenwoordig. Alhoewel mense dan redeneer dis onregverdig dat iemand dan 'n besluit kan neem wat my ewige eindbestemming dan in sy eie hande neem en dit dan ruïneer. Maar ons moenie hierby stil staan nie. Dit is 'n realiteit. Dit wat Adam en Eva gedoen het 'n invloed op ons en op al hulle nageslag. Maar ook het ons hierdie wete dat hierdie verteenwoordiging van Adam teenoor ons om ons in die sondeval te laat deel, het ons hierdie goeie nuus, dat Christus is die nuwe federale hoof. En hy het ons kom verteenwoordig deur dan die straf wat op ons neerkom, op hom te neem. En dit is op die ou end die straf van die dood. En die goeie nuus is dat hy ook uit die dood uit verlos is. So Christus het kom betaal en daarom moes hy sterf, want die Heidelbergse Katekismes wil dit onder ons aandag bring van ons moet hierdie vraag oordink. Waarom moes Christus gelei het? Waarom moes hy gesterf het? Hy moes dit doen omdat ons deel het aan die sondeval, ons goedkeuring daaraan gee, omdat ons self ook sondig, maar Christus kom en hy verteenwoordig ons, en hy kom in ons plek, deur sy hele lewe te ly, maar in die besonder aan die kruis, hy's gekruisig, en hy het gesterf, en op so 'n wyse het hy die dood wat vir ons bestem was, het hy gesterf. Hy het die helse smarte gedra, hy het gesterf, sodat ons verlos kan word van die vloek van die dood. En daarom moet ons dit eksklusief verkondig, alleen in Christus is daar betaling. Alleen Christus is die een wat
in ons plek ons nie verteenwoordig. En ons het hier te doen nie met slegte nuus nie, maar met goeie nuus. En daarom is die beklemtoning nie op wat Adam gedoen het nie, maar om kennis te neem daarvan, maar die beklemtoning daarvan is wat Christus vir ons gedoen het. En dis die goeie nuus. Want ons deel met mense hierdie boodskap van die goeie nuus. Nog iets wat ons in gedagte moet hou wanneer ons die evangelie deel, veral nou dat ons oor die dood praat, is dit ook belangrik om te weet hoe mense oor die dood voel. En Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 en 15 sê die volgende: Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. So hierdie vrees vir die dood is iets wat ons dan, terwyl ons met mense die evangelie deel, tot ons voordeel moet gebruik. En ek sê dit met hierdie gedagte tot ons voordeel en om dit te gebruik, nie om dit te misbruik nie. Baie mense gebruik dit om mense bang te maak, maar dan vermy hulle die gesprekke oor die dood, oor waarom Christus moes gelei het en waarom hy moes sterwe. Ons leef in 'n tydperk waarin mense nie oor die dood wil dink nie. En dis waar ons die voordeel gebruik om mense tot die goeie nuus te bring. Nie om mense te bring met die vrees vir die dood en die hel alleen nie. Want die realiteit, dood is 'n realiteit, die ewige verdoemenis, die hel is 'n realiteit, maar onthou ons is daar om die goeie nuus te bring. So daarom, alhoewel ons dan aan mense verkondig dat ons die dood verdien en die straf van die hel verdien, is die rede waarom ons dit aan hulle oordra, sodat hulle in die lig van die slegte nuus die goeie nuus kan sien, die goeie nuus van verlossing. En daarom moet hierdie vrees vir die dood gebruik word in die verkondiging van die evangelie en nie misbruik word om net mense bloot die skrik op die lyf te jaag nie. So, die boodskap van verlossing is 'n boodskap van goeie nuus, soos ons ook gesê het, toe die Here Adam en Eva gekonfronteer het oor hulle sonde, het die Here dan vir hulle die goeie nuus gedeel. Kyk, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom die kop vermorsel, en hy sal jou in die hakskeen byt. So dit is die heerlike boodskap van Christus wat sou kom, weliswaar deur die saad van die slang, die duiwel, gewond sou word, gedood sou word, maar in Christus se wonde, in sy dood, het hy hom tot niet gemaak wat mag oor die dood het, naamlik die duiwel. So dis die goeie nuus wat God in Genesis 3 vers 15 aan Adam en Eva gegee het. Goeie nuus. Onthou, ons het gesê van die voete van hulle, die geseënde voete wat die boodskap van die goeie nuus verkondig. Ons is draers van die goeie nuus. In die tydperk van Noag, toe die vloed kom, was die slegte nuus dat die vloed op pad was, en die goeie nuus was, maar God het voorsiening gemaak deur Noag, dat daar 'n ark gebou is, en dat elkeen wat toevlug neem in die ark, verlos sal word van die oordeel van die vloed. En hierdie boodskap van die goeie nuus is oorgedra aan die mensdom wat hulle nie wou aanneem nie, en selfs met hulle verharding en hulle rebellie en hulle weerstand, het Noag die diere in die ark gebring, en nadat al die diere en die mense, dis Noag, sy vrou, sy 3 seuns, en elke seun het 'n vrou gehad, dit is 8 mense wat in die ark ingegaan het, saam met al die diere,
het die ark se deur vir 7 dae nog oopgestaan, sodat diegene wat dan hulle toevlug wou neem, wat die boodskap van die goeie nuus deur die geloof omhels het, kon kom en in die ark ingaan. Maar ons weet dat niemand het toe gereageer daarop nie. Maar die boodskap was nog steeds, alhoewel hierdie waarskuwing daar was van die oordeel van die vloed, was die goeie nuus daar, dat daar is 'n uitkoms deur middel van die ark. En so verkondig ons dan Christus as die nuwe ark, dat daar 'n oordeel aan die kom is, ons gaan sterf, en wanneer ons gesterf het, daarna die oordeel, soos Hebreërs 9 ook vir ons sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel, is die goeie nuus dat in die nuwe ark Christus ons dan skuiling gaan vind, nie vir 'n watervloed nie, maar vir die ewige oordeel van vuur wat God gaan bring teenoor die wat hom vyandig gesind is. Die goeie nuus is, daar is uitkoms in Christus Jesus. Maar daardie uitkoms is eksklusief alleen deur Jesus Christus. Vraag 41, waarom is hy begrawe? Antwoord, om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. So dis belangrik dat die Here Jesus nie net gelei het, of so sekere godsdienste dit wil uitlig, dat dit net bloot gelyk het asof hy gesterf het nie. Die gnostieke het dit verkondig, die proto-gnostieke het dit verkondig, die mense wat voor die gnostieke gekom het. So die kerk het met daardie dwaling gesit, want hulle redenasie was, as Jesus God is, en Jesus het gesterf, daarom het God dan gesterf, en God kan nie sterf nie, daarom kon Jesus nie gesterf het nie, en so het hulle gedink dat hulle dan aan God 'n guns bewys, deur te redeneer dat Jesus het nie gesterf nie, maar hulle het nie die volle Christelike leer in gedagte gehad nie, of in gedagte gehou nie. Want die volle Christelike leer sê vir ons, dat Jesus Christus het 2 nature, sy ewige goddelike natuur, dat hy van ewigheid af die seun van God is, en dat hy 'n menslike natuur het, dat hy in tyd mens kom word het, deur die maagd Maria, wat dan aan hom geboorte gegee het, daardeur het hy 'n liggaam ontvang, en hierdie liggaam, sy menslike natuur, het in tyd gekom. Is nie van alle ewigheid af nie, het in tyd gekom. En wanneer ons dan praat van die sterwe van Christus, dan praat ons van die sterwe van sy menslike natuur, en nie van sy goddelike natuur nie. En as hulle dit in gedagte gehou het, dan sou hulle dan dit beter verstaan het, maar hulle wou nie luister na die kerk se redenasie nie. Maar ons het nodig om hierdie boodskap te verkondig van die feit dat hy gesterf het, dat hy gelei het, gesterf het, waarlik gesterf het. En in die tyd waarin ons leef, soos ek sê, is daar ook godsdienste, onder andere die moslems sê dat hulle in Jesus Christus glo, maar hulle glo nie dat hy die seun van God is nie. Hulle glo nie dat hy gesterf het nie, en hulle sê dat die Christene verkeerd is deur dit te verkondig. Hulle sê dit is iets wat nie van die begin af verkondig is nie, maar dat dit 'n latere byvoeging is. Dit terwyl hulle honderde jare, hulle godsdienst honderde jare na die Christelike geloof sy ontstaan het, en dit waarskynlik is dat daar baie van hierdie leerstellings wat hulle beweer is dan baie soortgelyk aan die gnostieke sektese wat in die kerk hulle ontstaan gehad het. Stem baie meer daarmee ooreen as die ortodokse leer. Daarom het ons nodig om te beklemtoon dat Jesus werklik gesterf het na sy menslike natuur.
het hy gesterf. En daardie sterwe was die manier waarop hy dan vir ons versoening gedoen het. Wat ons ook in gedagte moet hou is, alhoewel ons die onderskeid maak tussen sy goddelike natuur en sy menslike natuur, moet ons tog onthou wat die geloofsbelijdenis van Athanasius ons ook teen waarsku, is dat ons nie die twee nature van Christus vermeng nie. Ons maak 'n onderskeid, maar ons vermeng nie die nature nie. So, ons moet baie versigtig ook wees daarvoor. Maar ons moet aan mense die boodskap oordra dat Christus gelei het, maar ook gesterf het. En dit word ook vir ons duidelik uitgebeeld deur wat gebeur het, wat histories met Christus gebeur het, was toe die Romeinse soldaat dan die ander persone wat saam met Christus gekruisig is, die ander rowers, Christus homself geen sonde gehad het nie, maar die twee wat saam met hom gekruisig is, hulle was sondaars gewees, hulle was rowers gewees, en hulle was nog nie dood op daardie stadium nie, en daarom is hulle bene gebreek. Hulle het op die maarmerries die bene stikkend geslaan, sodat hulle nie druk kon uitoefen om hulle self aan die kruis op te trek en dan op te druk met hulle bene, sodat hulle asem kon kry nie, en wanneer hulle bene dan gebreek is, dan het hulle nie daardie vermoë nie, en sou hulle dan sterf. Maar toe hulle by Christus kom, by Jesus Christus het Christus alreeds sy laaste asem uitgeblaas. Maar die Romeinse soldaat het 'n spies geneem en dit in sy sy ingesteek tot binne in sy hart, en daar het water en bloed uitgekom, wat wys dat die bloed en die bloedplasma geskei het, en Christus dood was aan die kruis. So dit is baie duidelik dat die historiese weergawe vir ons duidelik uitlig dat Christus het werklik gesterf. Want hy moes die dood sterf in ons plek. En hy het dan die vloek van die dood, die vloek van die hel, vir ons gedra deur helse lyding wat hy aan die kruis ervaar het, en sy laaste asem uit te blaas. Die volgende vraag en antwoord van die Heidelbergse Katekismus is vraag en antwoord 42. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Antwoord, ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. So ons dood bly nog steeds 'n werklikheid. Christus het van ons die geestelike dood weggeneem, die vloek van die dood weggeneem, en so daarom is die dood nie iets vir ons wat ons oor hoef te vrees nie. Dit waarvan die Hebreër skrywer, waarskynlik Paulus, geskryf het, dat die mense is in vrees vir die dood, maar Christus het nou daardie vrees vir die dood weggeneem. Paulus noem dit in 1 Korintiërs hoofstuk 15, dat die angel van die dood is uitgetrek. Maar die liggaam moet nog steeds sterf, maar nou is daar nie meer daardie vrees vir die hel nie, want Christus het gesê, die wat in hom glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. So dis die troos wat ons kry, maar die dood in hierdie liggaam bly oor, want daar is nog oorblyfsels van die sonde in die liggaam. Daarom sê die apostel Paulus dan ook vir ons in Romeine hoofstuk 6 en hoofstuk 7 van die worsteling van die kind van die Here, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit is die oorblyfsels van die sonde wat nog in ons oorbly. En so ons het nodig dat ons moet sterf, dan raak ons ontslaaf van die oorblyfsel van die sonde. Ons het hierdie genade van God dat ons na liggaam kan sterf en 'n einde aan die oorblyfsels van die sonde in ons maak. En dan met die laaste dag, wanneer Christus terugkeer, dan ontvang ons 'n nuwe liggaam.
En in hierdie liggaam is daar geen sonde nie. En kan daar dan, die kind van God, kan dan nie sonde doen nie. So ons is opgewonde oor die feit dat ons eendag sonder sonde sal wees, maar die dood wag vir ons na liggaam, tensy Christus kom, is hierdie dood wat vir ons wag, maar wat ons nie voor bevrees moet wees nie, omdat ons onsself moet bewapen met hierdie gedagte, dat die wat gesterf het opgehou met die sonde. So, daarom het ons nodig om te weet dat ons nog sal sterwe, alhoewel Christus in ons plek gesterf het, sodat ons ontslae kan raak, sodat God ons kan verlos van die sonde wat nog oorbly, en dat hy ons eendag 'n nuwe lewe, 'n nuwe liggaam sal gee, waarin daar geen sonde is nie. Maar nou is daar die angel uitgetrek, en nou bring dit vir ons geen vrees meer nie. Volgende vraag en antwoord 43. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Antwoord, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. So alhoewel daar nog in ons sonde oorbly, verseker die dood van Christus ons ook nou verder, dat Christus aan ons die krag gee, deur sy dood, dat die sonde gedood word, die ou mens gedood word. Elke dag word die ou mens gedood. En dis waar ons hierdie ware bekering, wanneer ons dink in terme van die ware bekering, is die afsterwe van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens, dis die twee dele van die ware bekering. En so die kinders van God word gekenmerk hieraan dat hulle opstaan in 'n nuwe lewe en die ou mens sterf dag vir dag. So God het ons nie, omdat ons nog gaan sterf, totaal en al weerloos gelaat nie, maar het hy ons bekragtig met die krag van sy gees, sodat die ou mens dag vir dag kan sterf. Nou die vraag is, hoe gebruik die apostels dan die leer van die lyding en die dood en die begrafnis van Christus, dat hy in 'n graf gelê is en op die derde dag opgestaan het? Ons sal op 'n latere keer, op 'n latere deel van die sessie sal ons praat oor die heerlike boodskap van die opstanding, as die Here wil. Dan, waarom is dit dan so dat ons dan in hierdie boodskap van die evangelie soveel vreugde en soveel troos put uit die dood van Christus in ons plek? Hoe het die apostels dan hierdie troos oorgedra aan die mense aan wie hulle die evangelie verkondig het? Want dit is tog die vraag, hierdie dinge is goed om te weet, maar hoe gebruik ek dit wanneer ek die boodskap van die evangelie verkondig? En daarom is dit dan noodsaaklik, soos ons al reeds in die verlede gesien het, dat ons die onderskeid tref. Ons het vandag melding gemaak daarvan, in die verlede meer in detail in die Heidelbergse Katekismus gesien, en dit word ook in ander van ons belydenisskrifte word dit behandel. Ons sien dit in ons ekumeniese geloofsbelydenis van Nicea en Athanasius oor die besonder, die twee nature van Christus. Maar hoe het die apostels dit dan gebruik in die verkondiging van die evangelie? Nou kom ons kyk eerstens na Handelinge 2 vers 22 tot 24. Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. So,
2 dele word dan hier uitgelig, naamlik die lyding en dood van Christus, ook sy opstanding, soos ek gesê het, as die Here wil, dat ons op 'n latere stadium oor daardie aspek van die heerlike evangelie sal praat. Daarom is dit nodig om met mense te deel dat Christus gesterf het, werklik gesterf het, in ons plek. Die liggaam wat God vir hom voorberei het, om as 'n offer te dien in ons plek, het gesterf. Ook dat hy opgestaan het, maar soos ons sê, in 'n volgende keer as die Here wil. Ook in Handelinge hoofstuk 3 vers 14 en 15, die volgende woorde: en julle het die heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word, en die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. So ons sien in beide die gevalle hier in die boek Handelinge word die dood van Christus nooit losgemaak van sy opstanding nie. So ons behandel nou, weens die beperking in tyd, behandel ons die dood van Christus, maar ons kan dit nooit losmaak van sy opstanding nie. Maar ons moet die realiteit aan mense verkondig, dat Jesus werklik gesterf het. Hy het in ons plek gesterf. Hy is ons nuwe federale hoof. Hy het ons losgekoop. Adam se federale hoofskap het ons in die ellende gestort, terwyl hy ons akkuraat verteenwoordig het. Christus se hoofskap het gekom om ons verlosser te wees. En om dit te kon wees, moes hy gelei het en gesterf het in ons plek. So daarom is dit uiters noodsaaklik om die boodskap vir mense op so 'n wyse oor te dra. Die realiteit is, kind van God, gaan ons sterf, maar die vraag aan ons toehoorders, aan die wat ons die evangelie mee deel is, en ons moet hulle konfronteer met hierdie gedagte: glo jy dat alleen in Christus Jesus se lyding en dood en opstanding die versoening is? Dis die eerste vraag wat ons dan baie sterk klem op moet lê in die lig van wat ons hier vandag behandel. En die tweede plek, glo jy dat hierdie versoening nie net vir ander is nie, maar ook vir jou? Dis nodig dat ons mense met hierdie waarheid konfronteer. Mag God ons help en mag ons toegerus wees om dit te doen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat U seun gestuur het om vir ons te ly, maar nie net te ly nie, ook om te sterf. Dankie dat U dit ter wille van ons gedoen het. Dankie vir die beelde wat U reg deur die Ou Testament vir ons gee, om ons voor te berei, sodat ons Christus kan sien as die een wat vir ons gelei het. Soos wat U daar met Abraham, toe hy vir Isak wou offer, 'n ram gegee het in die plek van Isak, en die ram geslag is, so het U vir ons 'n beeld gegee, en in Christus sien ons die werklikheid, dat ons soos Isak geoffer moes word, maar dat Christus die een is, die lam wat sonder gebrek is, wat in ons plek geslag is, gesterf het, maar ook opgestaan het uit die dood. Skenk aan ons siele vertroosting en help ons om hierdie troos dan ook met ander mense te deel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.